So God neem inisiatief, ja, maar die mens neem ook aksie. Aksie is nodig. Die Here doen die werk, maar God maak ons deel van sy werk. Dink oor hierdie volgende paar verse. In Josua 24 vers 15 sê Josua vir die volk, julle moet kies wie julle wil dien. Wat my en my gesin betref, ons gaan die Here dien. Maar hy sê vir hulle, julle het 'n keuse. In Matteus 11 vers 28 sê Jesus, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. So daar's 'n aksie wat moet geneem word. Josua sê ons moet kies. Matteus sê ons moet kom. In Handelinge 2 vers 38 lees ons Petrus sê vir die volk dat jy moet jou bekeer en jou laat doop. So daar's beslis 'n menslike element ook. Die mens moet aksie neem. En daar's 3 baie belangrike elemente wat ek en jy op die tafel sit. So God sit sy beste op die tafel. Hy sit sy seun op die tafel om vir ons te kom red. Dis die eerste hoofdeel van wedergeboorte. God kom doen 'n wonderwerk. Maar ek en jy sit ook iets op die tafel. Die eerste belangrike ding wat ek en jy op die tafel sit is ons geloof. In Hebreërs 11 vers 1 en 6 is dit baie duidelik dat geloof is om seker te wees van hierdie dinge wat ons nie sien nie. So geloof is om 'n sekerheid te hê dat God wel bestaan en dat God lief is vir my en dat Jesus vir my in die kruis gesterf het en dat ek daai verlossing offer aanvaar. So ek moet my geloof op die tafel sit. Dis die eerste belangrike element. Die tweede belangrike element, en Jesus is baie duidelik hier hoor, is ek moet die koste bereken. In Lukas 14 vers 28 sê, wie gaan 'n toring bou en nie eers die koste bereken nie? En net so sê Jesus, ek en jy moet die koste bereken. Ons moet nie net in dit instorm nie. Ek moet eers gaan sit en sê, is ek bereid om my lewe af te lê vir die kruis van die Here Jesus en die kruis op te neem en hom te volg. So ek moet die koste gaan bereken en dan natuurlik moet daar 'n begeerte in my hart wees. Ek moet 'n begeerte in my hart hê om 'n diep verhouding met God te hê. En Filippense 1 vers 11 sê ons moet heeltemal in die regte verhouding. Dis wat Jesus in ons lewe wil doen. Hy wil ons in die regte verhouding met God bring. En ons weet tog, 'n verhouding, hoe sê die gesegde? It takes two to tango. As God in is, ek moet ook in wees. Dis nie 'n eensydige ding nie. So, hier is belangrik om te weet, ek het ook 'n aandeel. En ek wil 'n bietjie met jou gesels oor watter aandeel het ek en wat is die 5 stappe wat ek moet neem sodat wedergeboorte in my lewe plaasvind.